Elia en Elisa verhale deel 5. Indien jy nog nie die eerstes gekyk het nie, beveel ek aan jy kyk hulle eers om te verstaan waar al die reference points vandaan kom. Nommer 13. Elisa weet van Sirië se battle plans. Onthou jy by nommer 10 het ons gesê, hy lees Gehazi se gedagtes, want hy het dit geuit en hy het gesê, God het nie vir hom vertel nie, en kyk nou net hoe is God die God van groei. Hy weet presies wat is Sirië se battle plans, waar hulle gaan aanval. So dan elke keer gaan sê hy vir hulle, vir die koning van Israel, pas op hierso, dis waar hulle is. Soveel so dat die Siriëse koning het op 'n stadium gesê, wie is die spies hier onder ons? En hulle sê, nee, daar is nie 'n spy onder ons nie, dis die profeet Elisa wat weet. Hoor hierso in die Message Bible. He tells the king of Israel everything you say, even what you whisper in the bedroom. So dis weer eens 'n fly on the wall situasie. Eerste van alles het dit met Elia gebeur, dat hy die koning van Israel geweet het wat het hy gedink oor sy siekte. Toe het Elisa geweet wat dink Gehazi en nou die Aram koning of die Sirië koning. So ons mag ook so bid om te weet wat in ander mense in sy gesprekke aangaan wanneer dit ons beïnvloed. Dis juist wat God vir ons wil gee. En dis wat intense Bybelstudie so lekker maak, is dat ons weet watter geskenke, seëninge, genadegawes wil God vir ons gee. Nommer 14, die visie van die strydwaans. Het jy al ooit in die film My Fair Lady gekyk? Daar op 'n stadium sing hulle die liedjie, I think she's got it, I think she's got it. En ek glo dat dit is die grootste probleem in verhoudings. Is dat baie keer het een persoon die visie, hulle kan die strydwaans sien, maar die ander mense rondom hulle kan nie die strydwaans sien nie. Dit is 'n admit one wonderwerk. Dit word net een keer so hierso gebeur, so dis 'n unieke wonderwerk. Eensgesindheid begin by dieselfde visie. So mag ons ook bid dat wanneer God 'n visie in ons hart geplant het, God plant die saadjies van die visie in jou, dat hy ook die oë sal open vir die mense rondom jou. Mag hierdie ons gebed word. Here, open tog hulle oë dat hulle kan sien wat U vir my gegee het, die visie wat U in my geplant het. God wat vir Moses ook op die berg op om vir hom die visie te gee van eerste van die tabernakel en tweede van alles die visie van die beloofde land. So God plant die saadjies van visies in ons. Ons mag ook bid vir die mense rondom ons, dat hulle ook die strydwaans sal sien. Net soos wat Elisa hierso gebid het vir een van sy profete seuns, dat hulle ook die strydwaans sien, dat hulle ook kan sien dat ons meer mense wat aan hulle kant veg. Nommer 15, maak die Siriëse weermag blind. Op hierdie stadium was die koning nou van Aram was so kwaad omdat Elisa die battle plans kon gesien het, wat ons gesien het in nommer 13, dat hy was nou op pad om oorlog te kom voer. So hierdie is 'n ironiese wonderwerk. Kan jy net die ironie daarin sien? Die vorige een bid hy dat sy assistent ook die strydwaans kan sien, die hemelse strydwaans. En hierso net die volgende wonderwerk, bid hy dat die weermag moet blind wees. Toe hulle blind is, toe gaan hy uit die dorpie uit, hy was in die dorpie Dothan, en hy lei hierdie hele weermag 17 km ver na Samaria toe. So dit sê vir my, ons mag ook cheeky wees met geestelike oorlogsvoering. Want hoe cheeky is dit om hierdie hele weermag te vat van Dothan af na Samaria toe. Nommer 16, hy genees die sig van die Siriëse weermag. Toe hulle toe nou in Samaria gekom het, maak hy dat hulle almal weer kan sien. Daar's verskillende herhalende patrone van die obstacles in ons lewe. Elia leer vir ons dat soms gee God vir ons tools, of die tweede een is hy maak vir ons 'n pad deur die obstacle, soos wat hy die Jordaanrivier laat split het, dat Elia en Elisa droog voetstok kon deurstap. Elisa het 2 beere gestuur, hy heers oor die skepping vir die mense wat hom gespot het, en nou die volgende wonderwerk maak die vyand blind en bring verwarring in die vyand se kamp. Na hierdie wonderwerk, toe sê die Bybel dat dit was 'n ewige verlossing. Hulle het nie weer kom veg teen die Israeliete nie. So mag dit ook ons gebed wees. Here, gee vir ons die wonderwerk sodat dit 'n everlasting tot infinity vrede in ons lewe sal bring.
So jy kan ook bid dat God ook vir jou die tools sal gee van hoe om te werk met die obstacles in jou lewe. Hier was nou al 4 verskillende maniere van hoe God hulle gehelp het om te werk met die obstacles. Die profesie van die einde van die hongersnood. Op hierdie stadium was daar 'n resessie in Israel, nê? Eselskop het 80 sikkel silwer gekos, nê? Nou die esel was 'n onrein dier. So in vandag se terme is dit so goed as 'n hondekop, want ons sal nie 'n hondekop eet nie. En dit was 80 sikkel silwer. Duiwemis het hulle ook verkoop, duiwepoep. En dit was 5 sikkel silwer vir 'n bietjie duiwepoep. En toe profeteer Elisa dat die volgende dag gaan die resessie verby wees. En die volgende dag was die resessie verby, ook op 'n wonderbaarlike manier. En daardie dag het 1 sikkel het vir jou 1.9 liter meel gegee. Dis ongeveer 5 brode wat hulle kon koop. So kan jy net die dadelike einde sien van daardie resessie of daardie hongersnood. Ons het al gepraat daaroor dat Elia en Elisa die sleutels gehad tot die hemel. Hulle kon die hemele oopsluit en toesluit. So dis weer eens 'n herhaling van die hemele wat oopgesluit is. Die sleutels van die hemel wat hulle gehad het, Elia en Elisa. Elia vir reën en vir vuur het hy 2 keer afgebid van die hemel af. En Elisa het 'n babatjie afgebid en dan nou ook voeding. So ek glo ook God wil ook so vir ons die sleutels gee na die hemel toe. So jy kan vir hom bid, Here, wys my asseblief wat se sleutels van die hemel wil U vir my gee? Watter seëninge kan ek afbid van die hemel af hier na aarde toe? Dalk is jy ook gemaak om die einde van ons resessie af te bid van die hemel af. Nommer 18, die rebelse nobleman. God beloof om ons vyande 'n voetstoeltjie te maak vir ons voete. Dis die herhaling van die voetstoel. Die nobleman het gesê, God gaan dit nie kan doen nie. Ons gaan nog môre in resessie wees. En toe sê Elisa vir hom, môre hierdie tyd gaan jy dit sien, maar jy gaan nie kan deel wees nie. En toe die volgende dag, toe gaan hy dood. So hy het gesien dat die resessies gebreek, maar hy kon glad nie die voordele daarvan ervaar nie. Hierdie is die herhaling van die voetstoelbelofte. Elia het dit ook gehad met die vuur uit die hemel wat die mans verteer het. En nou die tweede een was die rebelse nobleman, die een wat ons nou bespreek. Die vraag wat ons onsself moet vra is, hoe ver strek ons woorde? Is ons ook soos die rebelse nobleman wat net gesê het, God gaan dit nie kan doen nie. Die Israeliete het vir 40 jaar lank geswerf in die woestyn omdat hulle gemou het. Die Titanic glo ek het gesink omdat die kaptein daardie dag gesê het, selfs nie eens God sal hierdie skip kan sink nie. So mag ons meer bewus wees, mag ons 'n wag voor ons mond plaas, dat ons niks verdoemende woorde oor onsself uitspreek, of oor enigiemand anders nie.